Môre maatjies. Ons gaan verder hier in Numeri 11, twee enetjies, né? Numeri 11 van die Israeliete. Ag, en hulle kla alweer. Onthou jy laas week het ons gedoen van hoe hulle gekla het, né? Toe het Jahwe hulle getref met vuur daar by Tabera. Nou hier in Numeri 11 gaan dit verder. Hulle was nie eind verder nie, toe begin hulle kla. Hulle is honger, maar nie net honger nie, hulle is eintlik lus vir vleis. Was jy al lus vir vleis meer, nee? Ja, mense is baie keer maar lus vir vleis, maar hulle is nou daar in die woestyn en hulle moet op Jahwe vertrou vir kos en hulle kla en die Bybel sê, daar was 'n klomp ander mense wat saam met hulle getrek het, wat al hoe meer begin kla uit die gemengde bevolking en Vader Jahwe se toorn het oor hulle ontvlam. En elke keer as hulle gekla het hulle by Moses gaan kla, want hy is met die leier. En Moses gaan na Vader Jahwe toe en hy sê vir Vader Jahwe, het is te verskriklik dat hy almal se klagtes moet dra, almal kom kla by hom, wat moet hy nou doen? Net soos mamma en papa partykeer sê, mamma sê, almal kom kla by haar. En Moses gaan na Vader Jahwe toe en sê, Vader Jahwe, dit is te moeilik vir my, ek kan hierdie volk alleen na Egypte, na die beloofde land toe vat uit Egypte land nie. Ek moet almal se klagtes hoor. U moet asseblief help. En Vader Jahwe doen twee dinge. Eerstens, gesels ons oor die vleis. Vader Jahwe sê vir Moses, Moses, ek gaan vir hierdie klomp Israeliete baie vleis stuur, maar nie net 'n bietjie nie. Hulle gaan nie net vandag eet en môre en oormôre nie, 'n hele maand lank, totdat by hulle neuse uitkom, tot hulle siek is daarvan, tot hulle moeg is daarvan. Moses sê vir Vader Jahwe, hier is 600,000 mans, en 'n klomp vrouens en kinders, hoe gaan u vir almal kos gee? Vader Jahwe, jy moet nog vir Moses, alweer herinner Moses, Jahwe se hand is nie te kort nie, onthou julle, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Vader Jahwe kan enigiets doen. En hy stuur kwartels, dis ook 'n voeltjies, hulle fladder. Hulle vlieg so laag. En hulle kom daar van kan die see af, Jahwe dryf hulle aan met 'n wind. En die Israeliete het verskriklik baie kwartels gekry. Soveel sodat almal vleis gehad het vir 'n hele maand lank. Maar Vader Jahwe sê vir Moses, nog 'n ding, Moses, vat 70 manne, net tel bietjie saam met my, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 manne, bring hulle daar na die tent van samekoms toe, dan gaan ek vir hulle spesiaal deur my gees gawe gee, hulle moet leiers wees, hulle moet jou help om na die volk se klagtes te luister, help om die volk te leer wat is reg, hulle moet jou hande sterk maak. En so het Vader Jahwe vir Moses gehelp, met daardie 70 manne, behalwe nou vir Josua, wat ook Moses se diensknegt was, né? En Vader Jahwe het vir die Israeliete vleis gegee. Maar, die Israeliete het gekla, en die Bybel sê, Jahwe het hulle getref met 'n verskriklike groot plaag, sodat baie gesterf het. Maar ons het dit laasweek gesê, ons sê dit hierdie week weer, ons mag nie kla nie. Ons mag nie kla nie. Want Vader Jahwe wil ons moet altyd dankie sê, vir alles wat hy vir ons doen, vir alles wat hy vir ons gee, en spesiaal vir die liefde in Yeshua, wat vir ons sondes gesterf het, nee. Vra vir mamma en papa 'n bietjie weer vir julle Numeri 11 te lees, daar by Kibrot Hattaava, van die kwarteltjies, en die Israeliete wat gekla het en hulle mag nie. Kom ons bid saam. Vader Jahwe, baie dankie vir hierdie nuwe dagie. Dankie dat ons die woord kan lees. Dankie dat U ons leer dat ons nooit mag kla nie, dat ons op U moet vertrou, dat U vir ons sorg en voorsien. Baie dankie vir U liefde en U genade. In Yeshua, amen. Totsiens maats, tot volgende week. Tata.